Ek wil net sê baie dankie vir hierdie geleentheid. Ja, dit is 'n voorreg. Isak, dankie Darryl, Etienne, almal hierso. Maar ek wil 'n spesiale groot dankie sê aan almal wat die skryfskool bygewoon het. Dit was 'n voorreg vir my. Julle is almal wonderlik en ek sien uit na alles wat uit julle pen vloei. Ek wil vir julle graag 'n guns vra. Julle kan sien, ons het nou net daaroor gepraat, daar's nie baie jong mense hier nie, maar ek wil, skus, ek het jou nie gesien nie, jy was daar, ek kan nie mooi sien nie, so, skus. Sure, nou sê, sien, mens kan niks meer sê nie, nee, dan word jy gecancel. In elk geval, ek wil jou graag uitnooi, om jou tiener self te gaan haal, en by die deur in te bring. Ja, hulle gaan dalk terugsit in die stoel en arms vou en mor en sê, dis boring, maar gaan nooi hulle, dis baie keer goed om hulle in die oog te kyk en te onthou waar jy vandaan kom. En terwyl hulle nou in drentel, gaan ek vir julle sê, ons gaan oor 3 vrae praat vandag. Is tieners net groot mense met minder plooie? Dis die eerste vraag. Is dit waar dat tienerfiksie die maklikste genre is om te skryf? Jy moet immers net cool klink en TikTok woorde ken, né? En tieners lees mos nie meer nie, so wat is die punt? Is hulle nou langs julle, het julle opgeskuif, sit jou tiener langs jou? Dan sê hy, herken jy hom nog? Kom ons kyk, ek skryf boeke, volwasse fiksie ja, maar ook tienerboeke. En dit is nie omdat ek net opgevang is in my eie adolessensie nie, alhoewel ek steeds al die woorde van Ice Ice Baby kan onthou, en dat ek nou 'n paar weke terug gedink het, ek is 'n tiener op die pickleballbaan en my kuit geskeer het, maar ja, dit is nou 'n ander saak. Ek skryf eintlik tienerboeke, omdat hulle eenvoudig die eerlikste, mees emosionele rou en heerlik onvoorspelbare lesers is, wat jy kan aandink. En dit is ook die lekkerste karakters om te skryf. En om vir hulle te skryf is 'n geskenk, maar ook 'n geveg. 'n Lekker geveg, maar een met 'n hoë risiko van bloedneus kry. Vandag wil ek praat oor die unieke uitdaging van tienerfiksie en die unieke mark van jeugliteratuur. Ek gaan 'n paar waarhede deel, 'n paar statistieke, sommige van hulle is nie eers opgemaak nie, en 'n paar lesse wat ek loodgedwonge langs die lewens- en ervaringspad en skryfpad geleer het. So, eerste deel. Kom ons begin met iets wat redelik voor die hand liggend is. Nee, tieners is nie net groot mense met minder plooie nie. Hulle is 'n spesies op hulle eie. Hulle beleef die wêreld eenvoudig anders. Alles wat hulle ervaar, wat gebeur met hulle, gebeur vir die eerste keer. Dit liefde, verlies, verraad, vreugde, onreg, hartseer, hoop. En alles is daarom meer intens. En die drama wat hulle en wat julle sien in hulle is nie oordrewe nie, dis regtig, dis eg. En dit maak saak. Wanneer ons vir tieners skryf, vereenvoudig ons nie die verhaal nie. Ons skryf met emosionele intensiteit en morele dringendheid. Tienerlesers hou nie van oppervlakkigheid nie. Hulle soek die waarheid. Hulle wil gehoor voel en gevoel voel. En as jou storie vir hulle lieg, sal hulle weet, want hulle kan onegtheid ruik soos 'n haai bloed ruik. Onthou, die moderne tiener is meer ingelig as enige ander tiener op enige ander stadium in mense jeugenis. Hulle het amper oneindige toegang tot inligting. En ek hou daarvan om vir tieners te skryf en veral tienerkarakters te gebruik in my boeke, omdat hulle iewers op die glyskaal staan tussen kindwees en grootmens word en volwassenheid. Hulle het basies daai grootmens deur op 'n skreef oop. Jou lyf, jou emosies, jou denke tol en maal en skaaf en draai in ratte wat wissel tussen groot en klein. Maar dan is daar ook die pragt van ontdekking en elemente van naïwiteit, maar nie naïef wees nie. Die gevoel van oneindigheid in denke en moontlikhede. En dis min dat jy dit van volwasse karakters kan sê. Wel, ons het 'n bietjie sinies geraak, nê? Ons het die lewe se vuilhou het al sy klappe uitgedeel. En ons is vasgevang in rotine dalk en die gewig van adulting. Kom ons bars nog 'n mite borrel. Tieners lees nie meer nie, nê?
Ja, verkeerd. Dis nie waar nie. Tieners lees, maar op maniere wat ons nie noodwendig sal vereensalwig met wat ons dink hulle moet doen nie. TikTok kompeteer met Tolstoy, maar BookTok, Bookstagram en selfs YouTube, boekresensente, het 'n nuwe leeskultuur geskep. Jongvolwasse boeke versprei soos popliedjies. Daar is 'n reeks kan ontplof omdat een persoon huilerig oor 'n boek praat en dan wil 'n klomp ander tieners of lesers dit ook daai emosionele trauma ervaar en skielik ontplof 'n boek. So is hierdie platforms regtig 'n ding? Wel, bel vir Colleen Hoover wat It Ends With Us en ander boeke geskryf het. Sy het 20 miljoen boeke verkoop. En hierdie gaan julle dalk skok en ek praat nie graag uit die studeerkamer uit nie, maar dit is selfs meer boeke as wat ek al verkoop het. Julle kan ook graag vir Holly Jackson vra wat A Good Girl's Guide to Murder geskryf het of Jennifer Lynn Barnes van die Inheritance Game vorm. Die mark is nie dood nie, maar dit is net nie in 'n tradisionele boks verpak nie. Dit is vloeibaar en veranderend, maar bruisend lewendig. Volgens Words Rated in FSA het die jongvolwasse mark tussen 2020 en 2021 met 31% gegroei. En dit was die vinnigste groeiende segment in die hele fiksiemark. Maar wat eintlik meer indrukwekkend is dat as mens 2022 met 2018 vergelyk, het daar in 2022 10 miljoen meer titels verkoop as in 2018. 10 miljoen. In die Verenigde Koninkryke het die Nielsen Boekdata berig dat verkope van jeugliteratuur in 2022 81 miljoen pond was. Dit was 'n paar jaar van tevore 60 miljoen. Ek moet net hierso by sê, natuurlik die afgelope paar jaar het dit 'n bietjie afgeplat. Kom ons wees realisties, die wêreld is 'n bietjie angstig, ons weet nie wat gebeur nie. So sosio-ekonomies is daar 'n absolute angs in die lug en dit affekteer boekverkope, maar die traject was reeds op, so die afplatting is nie noodwendig 'n teken dat mense minder lees nie, hy het nie geval nie. Boeke soos They Both Die at the End, Heartstopper, The Ballad of Songbirds and Snakes en boeke deur Jenny Han, Jennifer Niven, Sarah J. Maas staan bo in hierdie lyste. Hulle verkoop in hulle miljoene. En dit is nie net soetsappighede en smat nie, ons het net nou gepraat oor smat. Dit gaan oor rou, liefde, rebellie, identiteit, die boeke wat nie wegkyk nie. In Suid-Afrika is ons mark kleiner, ja, maar as mens kyk van die begin van die dekade af, het die jeugliteratuur of jeugmark gegroei met 25%. Ons spog met boeke, plaaslike boeke in Afrikaans en Engels, en as ek net 'n paar name noem, helde, vriende en kreatiewe mense, dink aan Fanny Viljoen, Jan Vermeulen, Nanette van Rooyen, Zelda Besuidenhout, Clifford Dean Norton, Sally Partridge, François Bloemhof, Louis Pretorius, Mia Ardern, Eldridge Jason en natuurlik die twee Barnards, Annerle en Hannes, en nee, ons is nie familie nie. En hierdie is boeke waarin lesers hulle self probeer vind. Skryf eerlik, jy's nie hier om te preek nie. Om vir tieners te skryf beteken jy moet fyntrap. Jy wil hulle werklikheid reflekteer sonder om dit soos 'n nuusberig te laat klink. Jy wil vermaak sonder om die pyn 1 te oordrewe en onoorkombaar te maak, maar ook 2 dit nie af te maak as niks nie. Jy wil donker te ondersoek sonder om dit te verheerlik en krities. Jy wil nie soos daai ou oomie klink, daai volwasse persoon wat 'n hart probeer nie. En glo my, jy wil nie cool probeer klink nie, want jy is nie. Sorry, daar's 'n borrel wat bars. Jy wil veral nie tienerslang gebruik nie, want hulle gaan jou uitvang en oor 2 weke is dit antiek, my ou. Praat soos 'n mens, preke is vir preekstoele, nie fiksie nie, en veral nie jeugfiksie nie. Ek wil net gou vir julle 'n voorbeeld gebruik. Ek het gehoor van 'n skrywer wat 'n boodskap gekry het van 'n tienermeisie en sy het gesê: "Dankie dat jy nie die meisie skielik beter laat word het na haar trauma nie. Dankie dat jy haar toegelaat het om lank kwaad te bly. Wees eg." Met al die goed wat ek nou genoem het, nê, is dit wonder mense dalk hoekom skryf mense vir 'n tiener? En hier is die antwoord. 'n Tiener het vir my 'n boodskap gestuur oor Wolk en hulle het gesê: "Ek wou net laat weet dat Wolk amazing was." Daar's 8 G's aan die amazing. Ek weet nie hoe mense dit uitspreek nie. Ek het dit verskriklik baie geniet.
Ek het so baie relate met Rufus, dis eintlik scary, eindig met 'n sweet en glimlag emoji. Tieners wil nie perfeksie hê nie. Rufus, die karakter wat in my boek Wolk, na wie sy verwys, is allermins perfek. Tieners is kompleks, hulle leef in 'n komplekse wêreld en wil dus kompleksiteit hê. Hulle soek nie stories oor hoe om gered te word nie, hulle soek karakters wat veg, val, vassit, breek en dan weer opstaan en dalk hoop vind. So, kom ons praat oor sensiere, sensitiwiteit en die groot mens paniekknoppie. Kom ons wees eerlik, om vir tieners te skryf beteken dikwels jy skryf om die groot mense. Want die ironie is, alhoewel ons vir tieners skryf, is dit maar meestal volwassenes, en Anshin het dit ook genoem, wat besluit wat gepubliseer, gekoop, gelees en toegelaat word. En groot mense, ons het mos maar die panic button naby ons. Ons het die angs en paniek tref ons oor vloektaal, oor geestesgesondheid, oor seksualiteit, oor geslagskwessies, oor politiek. Ons raak bang vir dat boeke wys wat regtig in die wêreld gebeur. Selfs ons liewe heksie word deesdae gekanselleer deur ouers wat bang word. Daar's 'n Rodney Seal in elke huis. Nee, ek spot. In die FSA het PEN America gerapporteer dat 10,000 boeke tussen 2023 en 2024 verban is in openbare skole. Met jongvolwasse fiksie wat die meeste geteken is, veral die LGBTQ+ skrywers en skrywers van vooraf verteenwoordigde rassegroepe en kulture. In Suid-Afrika is hierdie goed bietjie subtieler. Dit is nie minder belangrik nie. Onderwysers wil meestal, ek sê meestal, werklike stories met leerders deel, maar soms is die sambok van ouers en owerhede wat agter hulle is, maak dit vir hulle onmoontlik. En dis hoekom dit dapper uitgewers verg en ondersteunende opvoeders en ouers met oop koppe wat ons wil hê in die samelewing. Sekere onderwerpe is egter taboe, veral in Suid-Afrika. Grafiese seks, skrytaal, grafiese geweld en sekere politieke aspekte is nou maar goed wat jy moet ligtrap om, maar dit gee vir skrywers 'n geleentheid om baie genuanceerd en fyn te werk met hierdie onderwerpe sonder om dit grafies of grafies te maak of dit te verheerlik. Die mark beweeg aan en ons moet saam beweeg. Die jong volwasse gehoor word jonger, maar ook ouers, soos Anshin gesê het. Dit is interessant, baie ouer mense lees na jong volwasse fiksie, want baie van die manier hoe dit aangepak word, is meer verteerbaar in 'n wêreld waar daar klaar baie angs is. Maar terug by my punt, ons het altyd gedink aan jong volwasse fiksie as 15 tot 18, deesdae is dit al van 12 af op. En hulle word slimmer, hulle het online groot geword, hulle ken die tropes, hulle ken die resepte, hulle praat vlot sarkasme. Hulle verstaan wêreldpolitiek beter as die meeste groot mense. Maar wat beteken dit vir ons? So ons moet nie daal tot op hulle vlak nie. Ons moet styg tot op hulle vlak, want hulle is slim en hulle is nuuskierig en hulle is vol genuanceerde denke. Ons moet ook aanpasbaar wees. Dink aan multimedia, dink aan boekreekse, enkelboeke, grafiese romans en alles tussenin. Tieners soek verskeidenheid en hulle soek emosionele waarheid. En hierso gaan ek nou my 3D aanbieding vir julle wys. Ek weet nie of julle hierdie al gesien het nie, ons noem dit boeke. So François Bloemhof is 'n baanbreker in baie opsigte, maar hy het hierdie boek geskryf, Brein Labirint. En hierin waarsku hy die leser om nie meer as een hoofstuk per dag te lees nie, want dan gaan iets met jou gebeur. En dan aan die einde van elke hoofstuk is daar 'n opsomming van die vorige dag se gebeure, om jou 'n bietjie van 'n recap, voordat jy die volgende hoofstuk aanpak. Dis oorspronklik. Boeke soos, waar sy 'n kompleks, deur Louis Pretorius en asook my eie boeke het playlists, wat hier voorin is daar 'n waar is hy nou? Ek gaan dit nou nie kry nie, maar in elk geval, glo my net, daar's 'n Spotify playlist daar voorin. Van my boeke het nou weer lokprente by, en dan wat mens kan gebruik om boeke meer toeganklik te maak, is jy skryf ontsettende kort hoofstukke soos hierdie, en dan daag jy 'n tiener uit, lees net een hoofstuk vandag en gaan breek by jou ma. So, daar is baie maniere om dit aan te pak. Stories red lewens, en ek oordryf nie. Jeugliteratuur gee tieners taal vir trauma. Dit gee hulle iets om aan vas te hou wanneer hulle eie woorde val.
Dit wys vir hulle is nie alleen nie. Wanneer 'n depressiewe tiener All the Bright Places lees en sy pyn weerspieël sien daarin, maak dit saak. Wanneer 'n gay tiener 'n jaar in my lewe deur Louis Pretorius, dis 'n boek wat later hierdie jaar verskyn, kyk asseblief uit daarvoor. Speel af van 1996 en Potgietersrus van alle plekke. As hulle daai boek lees, maak dit saak. Wanneer 'n Suid-Afrikaanse tiener Vuur of Offers vir die Vleer deur Fanny Viljoen lees en hulle wêreld en taal en angs en hulpeloosheid herken, maak dit saak. As jy in 'n huis groot geword het waar daar rasisme is of onverdraagsaamheid, kan Hailie se komeet 'n kopskuif veroorsaak. En daarmee saam dalk 'n ripple effek. Ek kan nog praat oor GBV, oor omgewingskwessies, seks, mag jy, moet jy of moet jy nie in wolk. En wanneer daardie tieners dan al hierdie goeters gelees het en weier begin lees en dan ook begin skryf, kan ons dalk 'n wêreld sien wat verander. Maar hoekom skryf ons regtig vir tieners? Omdat ons onthou dit gevoel het, daai ouetjie langs jou, meisie langs jou, ons onthou dit voel om 15 en verlore te wees of vol hoop, vol angs, afwagting, al daai dinge. En omdat ons glo dat stories nog steeds die kragtigste vorm van empatie is. Omdat as jy net een leser kry wat op die regte tyd en op die regte plek jou boek raak lees en iets raak lees en verstaan, dan dat dit genoeg is. Maar dis nie al nie. Die lekkerste ding is dat dit lekker is. Want waar anders kan jy in een hoofstuk 'n apokaliptiese wolk, 'n rooi Mazda Midge, 'n mixtape en twee vriende wat wonder oor die lyn van hulle vriendskap saamgooi. Ek sluit af. Wat is ons regte werk? Ons werk is, wag, ek gaan eers hierdie, ek het amper geskep. Ek sien ek het 'n nota hier onder gemaak, sê ek moet hom eers daarbo skryf, so bo lees. So ek het amper vergeet hiervan, maar 'n resensent het onder andere van Hailie se komeet gesê, ons moet die jeug beskerm teen die ewels van die verlede. So ons moet die verlede weerhou van die jeug. Dit is natuurlik nonsens. Oor dieselfde boek het Bettina Weingart geskryf. We learn nothing from presenting a sanitized, scrubbed version of history for posterity. Ons werk is nie om tieners teen die wêreld te beskerm nie. Dit is om hulle te help om dit te navigeer. Ons werk is om stories te skryf wat hulle uitdaag, vermaak en herinner dat hulle mag voel, wild, intens en eerlik. Tieners soek nie perfekte stories nie. Hulle soek egte stories. So as jy wonder of die skryf vir tieners minder ernstig, minder literêr is, nooi ek jou uit om dit te probeer. En daarin gaan jy die eerlikste, brooste, briljantste lesers wat jy ooit sal kry, trotseer en omvou. En bring tissues. Want wanneer 'n tiener vir jou sê dat jou boek vir hulle gehelp het, geïnspireer het, of net dat ek het gelike het, oom, is daar geen literêre prys op aarde wat daarmee kan vergelyk nie. Baie dankie.